Ek wil vanoggend vir ons voorhou daar uit Romeine 8. Diegene wat soontoe wil blaai. Romeine 8 vanaf vers 8. En die boodskap vanoggend is, wat glo u? Wat glo ek? Want dit is wat ons lewens gaan rig, en dit is wat 'n verskil gaan maak in ons lewens. Dit wat ons glo. En die vraag is dan, dit wat ek glo, lewe ek dit uit? Is dit sigbaar? En ek lees vir ons vers 8. Maar wat sê dit? Naby jou is die woord, in jou mond, in jou hart, en in jou hart, die woord van geloof wat ons verkondig. Naby is dit in jou mond en in jou hart. Is dit waar? Yes. En as jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. Dis 'n belofte. Dis 'n belofte vir elke een van ons. As ons die Here Jesus bely, is daar redding vir ons. Want met ons hart glo ons tot geregtigheid en met ons mond bely ons tot redding. Want die skrif sê, elkeen wat in hom glo, sal nie beskaam word nie. En my broer en suster, elke een van ons wat hier sit vandag, glo ek het 'n getuienis van hoe die Here ons gevat het uit situasies uit wat ons nie gedink het is moontlik om daardeur te kom. En soos die Israeliete van die Rooi See teruggekyk het en gesê, waar is die vyand nou? Hy's weg. Maar ek het deur daai selfde omstandighede gegaan. Hoe weet ek nie? Maar deur die genade van God. Vers 12 sê, want daar is geen onderskeid tussen Jood en Griek nie. Dieselfde Here, tog is die Here van almal en is ryk oor almal wat hom aanroep. Want elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Hoe kan julle hom dan aanroep in wie julle nie geglo het nie? Is dit nie waar nie? As ons nie weet van hom nie, dan kan ons hom nie aanroep. En hoe kan julle hom glo van wie julle nie gehoor het nie? As ons nie gehoor het nie, as iemand ons nie vertel het nie, hoe het ons geglo? En hoe kan julle hoor sonder een wat preek? En hoe kan julle preek as julle nie gestuur word nie? Soos daar geskrywe is, hoe lieflik is die voete van die wat die evangelie van vrede verkondig, van die wat die evangelie van die goeie verkondig. Dis 'n taak wat op elkeen van ons skouers rus, is om uit te gaan en te vertel, dit wat Jesus vir ons doen, dit wat hy vir ons beteken. Maar hulle is nie almal gehoorsaam aan die evangelie nie, het Jesaja gesê. Here, wie het ons prediking geglo? En dan vers 17, sê die geloof is dus uit gehoor, en die gehoor is deur die woord van God. Die geloof is uit die gehoor, en die gehoor uit die woord van God. As ek weer eens net kan aanhaal vers 9, hy sê, as jy met jou mond bely dat, as jy met die mond Here Jesus bely, en in jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. Amen. Sal jy. Deur ons geloof en belydenis kom ons tot redding. En so leer ons ook dat die woord van God, dat daar ook nie 'n verskil is tussen Jood en nie Jood nie. Dit maak nie saak van watter kultuur ons vandaan kom nie, dit maak nie saak waar ons is nie. As ons die Here Jesus bely, dan is hy daar vir ons. As ons aan hom glo, en ons vertroue in hom stel, dan kom hy deur vir ons. Dit maak nie saak waarheen ons gaan nie. Ons almal word gereken as kinders van God. Hier is dieselfde God, wat elkeen seën. Elkeen van ons. Weereens as ek geleentheid gee, dan sal ek glo, ek sal elkeen van ons 'n storie vertel, van hoe die Here bonatuurlik vir ons gesorg het. Toe ons nie moes gehad het nie, het ons gekry. Toe ons nie moes gewees het nie, toe was ons daar. Die vraag is egter, hoe sal hulle hom aanroep as hulle nie glo? En hoe sal hulle glo as hulle nie gehoor het? So weer eens wil ek teruggaan en sê, en ek weet, Pastoor Chris is baie lief om te sê dat, dis elkeen, die is nie lidmate nie, die is net medebedienaars
in hierdie gemeente. Dit is elkeen van ons, die onus is op ons, om uit te gaan en 'n verskil te gaan maak. Om uit te gaan en vir die ander gaan vertel. Want hoe gaan hulle die boodskap hoor as hulle nie vertel word? En hoe sal ons die boodskap kan vertel as ons nie gestuur word? Die skrif sê mos, hoe lieflik is die wat die evangelie verkondig. Maar dit is nie altyd so maklik nie, en dit is ook nie altyd dat almal ontvanklik is vir hierdie goeie nuus nie, en daar is ook altyd mense wat jou woorde wil verdraai. Maar dit moet my nie stop om die blye boodskap oor te dra. Paulus sê in die woord, hy sê, tydig en ontydig. Want jy sien, as mense wat vir jou sal sê, ag, moenie nou daar is 'n tyd en 'n plek vir alles. Maar die woord van God sê, tydig en ontydig. Want dit wat die hart van vol is, loop by die mond oor. As Jesus in my hart is, dan is dit bitter moeilik om oor iets anders te praat. En toe net sê altyd vir my, jy praat so min hier so by die huis, maar as iemand praat oor die kerk, dan het jy so baie om te sê. Jy sê, dit is wat die hart van vol is, nee, kom oor die mond uit. Dan is dit lekker om daaroor te gesels, en is lekker as iemand wil luister, want ons het 'n storie om te vertel, en dis nie net ek met 'n storie om te vertel. Elkeen van ons wat hier sit vanoggend, het 'n storie om te deel. En terwyl ek voorberei hierso, en ek sit hierdie goed op skrif, dan kom daar mos hierdie goed, wat jy onthou van wat jy geleer het in die skrif. En die, dat ons moet vertel wat die Here vir my gedoen het, en die, wat skrifie wat by my opkom, is daar in Johannes 9, vir diegene wat aantekeninge maak, van Jesus toe hy die blinde man se sig gerestoreer het. Onthou jy daai geval? Hy het 'n bietjie modder gevat en sy oë gesmeer, en toe sien hy weer. En weet jy, die beste van alles is, die fariseërs en die hooggeplaastes kom te hore van hierdie wonderwerk. Maar vir hulle gaan dit meer om iemand 'n culprit te maak, as ek dit so kan sê. En hulle gaan na sy ouers toe, en hulle sê, was hy nie dan blind gebore nie? Ja, sê hy was. Nou wat het gebeur? Kan julle ons vertel? En hulle self is ook maar 'n bietjie angsbevange, en hulle weet nie regtig hoe om hierdie saak te hanteer nie, want hulle weet ook dat hierdie fariseërs wil ook hulle aanvat, as hulle die verkeerde dinge sê. En hulle soek 'n maklike uitkoms, hulle sê, maar hoekom, weet dit is 'n groot seun, hy is nie meer 'n seun nie, hy is nou 'n man. Gaan praat self met hom en hoor wat sê hy. En hulle gaan vra hom, en hy vertel hulle, maar dis nie wat hulle wil hoor nie. En dan vra hulle sê, die skrif sê vir ons daar so, hulle roep hom toe vir 'n tweede keer, die man wat blind was, en hulle sê vir hom, gee aan God die eer, ons weet dat hierdie man 'n sondaar is. Hoor hoe wil hulle hom nou guide om wat om te sê? En hy antwoord, hy sê, of hy 'n sondaar is, weet ek nie. Die een ding wat ek weet, ek was blind, en nou kan ek sien. Amen. Ek was blind, en nou kan ek sien. Ek weet nie wat julle wil hê nie, ek weet nie wat julle storie is nie, ek weet nie wat julle agenda is nie. Al wat ek weet, is dat ek was blind, en nou kan ek sien. En soos ek sê, net so, elkeen van ons ook 'n getuienis. Miskien nou was ons nie fisies blind nie, maar miskien was ons blind vir die dinge wat in die wêreld gebeur, en eendag toe ons opstaan, toe besef ons, dit wat ek myself mee besig hou, is nie goed nie. En ek het dit nooit so daaraan gedink nie, en dan kom jy tot die besef, ek moet my lewenswandel verander. Want dit wat ek doen, dit wat ek sê, hoe ek praat, is nie voor God welbehaaglik. En my lewe verander. En ek het ook miskien soos die blinde man sê, al wat ek weet is dat ek blind was, maar nou kan ek sien. Nou kan ek sien, dit wat ek gedoen het, dit wat ek gesê het. Maar soos in hierdie verhaal, is daar ook mense wat nie daarvan hou as jy die waarheid vertel. Want dis nie wat hulle wil hoor nie. En dis nie wat hulle wil hê die omstanders moet hoor nie. Jy weet, soos wat hulle daar gesê het, gee aan God die eer. Gee aan God die eer, want hulle wil hom nou skuldig laat voel, né? Want hierdie man weet ons dat hy 'n sondaar is. Nou wie van ons het die reg om ander te oordeel? Nie een van ons. Die oordeel kom God toe. Maar deur die genade van die Here kan hy opstaan en hy sê,
Ek weet nie wat julle sê nie. Ek weet nie of jy 'n sonde was of nie. Ek weet, ek was blind. En nou kan ek sien. En jy sien, hierdie waarheid het aanklank gevind tot in die eindes van die aarde. Hier in Suid-Afrika ken ons daai verhaal. In Amerika, in Europa, almal wat hom lees, weet wat het hy op daai dag geantwoord. Toe hy God eer gegee. En hy sê, ek weet dat hy het my laat sien. Vanoggend wil ek vra, is Romeine 8 vers 8 ook vir ons waar? Ons almal wat hier sit. Naby jou is die woord in jou mond en in jou hart. Is dit so? Glo ons dit wat hier staan? Glo ons hierdie beloftes van God? En as ek dit glo, bely ek dit. En as ek dit bely, doen ek dit. Want jy sien, ek sê altyd, Jesus het gekom sodat ons die ewige lewe mag beerwe. Die woord is hierso, sodat ons 'n lekker lewe hier mag lei. Sodat ons hierso kan weet hoe om God te behaag, sodat hy agter ons kan kyk, sodat hy vir ons kan voorsien. Die boodskap wat ons moet uitdra, my broer en suster, is een van geloof. Ja, ek weet nie altyd hoe nie, ek sien dit nie altyd nie, maar ek glo dat my God kan dit doen. Dat my God kan voorsien. Dat my God is nie 'n God wat my in die steek laat. Want die woord sê vir my, hy sal my nooit begewe en hy sal my nooit verlaat. Nooit. As ek ten harte glo dat Jesus die dood oorwin het en dat hy opgestaan uit die graf het, dan moet ek dit ons vertel. Maar as ek dit sê en ek glo dit nie self nie, dan is dit mos eintlik 'n valse getuienis wat ek lewe. En ons geloof is ver daarvan af. Want oor en oor is dit bewys. So die vraag is nou weer eens, glo ons daarin? Glo ons in dit wat in die woord staan? En is ons bereid om dit te bely? As iemand ons konfronteer daarmee, is ons bereid om dit te antwoord. En te sê, dit is hoe dit is. Maar hoe weet jy dit? Dit staan hier. Dit staan hier opgeteken. Tydig en ontydig sal ek dit bely. Ons moet bewus wees vir die feit dat belydende Christene is diegene wat 'n verskil maak daar buite. Want jy sien, as almal weet wie die Christen is dit nie so nie. Daar nie werk, almal weet wie jy is. En almal wil jou toets. En hulle hou jou dop. En hulle wil kyk, ek wonder wat gaan hy doen in daai situasie. Ek wonder as hy daar gekonfronteer word, wat sy reaksie gaan wees. En hulle kyk en hulle sien wat ek doen. As ek kwaad word, gaan ek nou wegvlieg en vloek en swets? Of gaan ek kalm bly en sê, ja, ek is nie gelukkig nie, maar deur die genade van die Here sal ek ook hier leer. Ja, ek weet nie hoe my begroting gaan werk hierdie maand nie. Maar ek weet ek moet my 10de gee. En aan die einde van die maand as ek terugkyk en dink ek, sjoe, ek het nog steeds kos gehad, ek het nog steeds brandstof gehad en ek het my 10de gegee. Hoe weet ek nie? Maar met my God kan ek 'n bendestorm loop, sê Dawid. Met my God kan ek oor 'n muur spring. Jy sien, dit is nodig vir myself en vir mense wat my dophou, om dit wat ek sê ek glo uit te leef. Om vir hulle te wys, ja, ek kan dit miskien nie nou sien nie, maar ek sit my vertroue in die Here, want hy het my gesê, dit is so. Efesiërs 2 vers 8 en 9 sê, julle is inderdaad uit genade gered deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julself nie, dit is 'n gawe van God. Dit kom nie deur julle eie verdienste nie, en daarom het niemand enige rede om homself trots te wees. Geloof, dis die ding wat ons nodig het om God te behaag in ons lewens. Geloof is die ding wat ons nader bring aan die Here in ons verhouding met hom. Want glo ons in die beloftes wat hy vir ons daar gestel het. Lewe ons dit uit. Geloof in ons harte bring geregtigheid tevore. En met ons belydenis bely ons tot redding. Dit is nie dis wat ons glo nie. Dit is nie net wat ons glo nie.
maar ook dit wat ons bely met ons monde. Jy sien dit help nie ek is 'n secret agent. Want dan gaan ek niemand bereik nie. Dan gaan die wêreld nooit verander nie. Ek moet 'n verskil gaan maak. En die enigste manier hoe ek 'n verskil gaan maak, is om vokaal te word, dat mense kan hoor, wat sê ek, wat glo ek, en wat doen ek? Ons moet altyd bely dit wat ons glo. Ons bely ons geloof, want die meer ek die goed bely, die meer steek het vas in my denke. Want dit wat ek in my hart glo, sal by my mond uitkom. As ons standvastig uitleef, dit wat ons glo, en ons bely, dan kan ons ook sorg dat ander tot redding kom. Jy weet, ek lees baie jare terug, en ek kan nie meer onthou, wat is die boekie nie, maar die ouers in Suidwes-Afrika van oudse motorwerkerkunde apprentice. Maar hy het 'n passie vir die Here. En die Here sê vir hom, hy moet Japan toe gaan om sendingwerk te gaan doen. En hy sê, Here, ek kan nie eens Engels praat nie. Never mind Japanees. En die Here sê vir hom, jy moet gaan. En hy sê, okay, ek sal dit 'n bietjie toets. En sê ek in die volgende week, die volgende 7 dae, Here, ek dink hy het gesê 4 mense tot die Here toe kan lei, dan weet hy, dit is 'n woord van die Here. En hy sê daar op die werksvloer, sonder daai eerste 2 dae, terwyl hy werk en hy praat, kom mense tot redding. Met die laaste persoon, tyd gaan, en hy kry nie die kans om te getuig nie, te bely nie. En hy sê die Vrydag aand lê hy daar in sy kamer, met hy hier presies huis, en daar is 'n klop aan die deur, en hy deur oopmaak, toe staan daar iemand wat hy ken, maar dis nie iemand wat hy dink wat die woord van God wil hoor nie. En hy nooi die ou in, hy sê in die binnekant sê, Here, is dit die ou? En hy begin met hom praat, en 'n lang storie kort gemaak, daai aand gee daai ou, die hy gedink het, is nie moontlik om die woord van God te verkondig nie, sy hart vir die Here. En hy is op pad Japan toe, en hy het 'n groot sukses gemaak van sy sendingwerk aan Japan. Maar wat ek sê is, dit wat ons glo, dit wat ons sien, is nie altyd dit wat gaan gebeur. Ons moet standvastig uitleef, want jy sien, waar vers 10 van Romeine 8 sê, want dit wat ons met die hart glo tot geregtigheid, met ons mond bely ons tot redding. Hebreërs 11 sê, om te glo is om seker te wees vir die dinge wat ons hoop, en oortuig te wees vir die dinge wat ons nie kan sien. Ons sien nie altyd die waarheid nie. Ons sien nie altyd dit wat God beplan nie. Ons sien nie altyd wat die uitkoms gaan wees nie. Maar ons moet ons vertroue op hom, en dan gebeur die dinge. Weereens, soos ek sê, as ons terugkyk, dan dink ek, wow, hoe het ek daar neergekom? Hoe het ek dit reg gekry? Want jy sien, God se beloftes, ek weet nou dink in Afrikaans, is nooit null and void. God se beloftes is altyd waar. En al kan ek dit nie sien nie, val dit nie weg van die erns van die saak nie. Geloof is dit wat aangeteken is, wat ek hier lees, en wat nie altyd vir my reg lyk nie, maar ek pas dit nogtans toe. En dan kom ek daar. Dan vers 17 sê, geloof is dit, is dus uit die gehoor, en die gehoor uit die woord van God. Dis nodig, my broer en suster, dat ons weet wat staan. Dat ons nodig dat ons hierdie boek kan lees, is nodig dat ons prediking luister, dat ons kan hoor, wat is hier opgesluit, wat is daarin vir my, wat is dit wat ek kan bely, wat is dit wat ek nie weet nie, waardeur hy my gaan vat, want jy sien, dit werk ook so, en dit, miskien is dit nie met almal nie, maar met my, dat die dinge wat ek sukkel mee, of die dinge wat ek sukkel om deur te gaan, iewester is daar 'n woord wat kom, wat hy goed aanspreek, of dit nou die Sondagdiens is, en of dit 'n dagstukkie is wat iemand vir my stuur, of dit is vanaand as ek die woord oopmaak, en ek lees en ek sê, joh, ek het al so baie hier verby gegaan, maar vandag praat hy met my. Dan sien ek, die Here sal my nooit begewe en nooit verlaat nie. Ek moet dus myself afvra, waarin glo ek? Waarin sit ek my geloof? Jy sien, daar's baie stemme aan die buitekant, daar's baie stemme
wat ons wil rig en wat ons wil vertel, wat is besig om te gebeur. En as ons kyk na die politiek in ons land, dan hoor ons verskillende stemme oproepe van dinge, hoe dinge moet gebeur. En baie keer, dan kan dit ons bang maak, en sê, is hier 'n toekoms? Wat sê die Here? Wat sê die woord? Hy sê, as jy aan my vashou, dan sal ek jou behoed en bewaar. Ek sal jou beskerm, ek sal jou deurvat, ek sal die leiding vat. Ek sal jou vat, waar ek jou wil hê, nie waar jy wil wees nie. Geloof is dus nie uit die gehoor nie, en die gehoor is deur die woord van God. Ons moet onsself net die vraag afvraag, wat glo ons oor die toekoms? Wat glo ons oor wat gaan gebeur? Ons weet, want die Bybel is redelik explicit oor wat gaan gebeur in die toekoms, maar ons wil dit nie altyd hoor nie. Ek onthou, toe ek die sonnaskool hoof was, daar in Volksrus, is daar so 'n klein seentjie, en hy sê vir my, oom, is dit 'n sonde om te rook? Ek sê, man, ek het dit nog nooit in die Bybel raak gelees nie. Ek sê, maar dit is nie goed vir jou gesondheid. Ek sê, maar hoekom vra jy my so vraag? Hy sê, oom, want my ouma, sy rook, maar sy lees elke dag al Bybel. Ek sê, maar dit is goed. Hy sê, behalwe openbaring, want sy sê, sy is bang vir openbaring. Ek sê, ja, eindelijk is openbaring vir ons 'n openbaring. Hy vertel ons 'n bietjie oor wat ons kan verwag in die toekoms. Maar ja, uit die mond van die segeling kom die dinge, nee. Jy sien alles wat ek glo, oor die kerk en sy mense, oor die toekoms, oor die land, en baie keer oor myself. Alles wat ek glo, het ek iewers gehoor. Jy weet, baie keer het ons 'n swak selfbeeld. Want toe ek groot geword het, het my ouers miskien my nooit geprys nie. Hulle het my altyd afgekraak en afgebreek en gesê, ag man, you amount to nothing. Jy weet, jy sal niks word nie, jy mors jou tyd. Maar dis nie wat die Here sê. Jy sê, maar oor ek hierdie goed gehoor het, het ek dit my eie gemaak en ek het geglo. En dan as ek op die afdraande pad is, dan wonder almal, kyk daai kind, wat gebeur met hom? In plek daarvan, dat ons God se werk wil doen en sê, kom my seun, die Here maak nie skrap nie. Kom dat ons jou optel. Kom ons gee 'n kans, gee die Here 'n kans om jou te vat na hoër hoogtes toe. Want jy sien, het ons almal verskillend gemaak. Ons almal het ander dinge wat ons goed in is, dinge wat ons nie so goed in is. Maar het ons dan saamgesit, sodat ons mekaar kan help, kan assisteer. Wat glo ons oor die kerk? Baie keer dan hoor ons hoe mense die kerk bespreek, buite aan die kerk. Baie keer dan hoor ons wat sê mense van die mense wat binne in die kerk is. En dis ons, né? Wat glo ons daaroor? Of kan ons sê, is my broer en suster daai? Of kan ek sê, die Here het elkeen van ons lief gehad. En het ons hier geplaas om 'n verskil te maak. Hy het ons hier gesit sodat ons mekaar kan opbou en nie mekaar kan afbreek. Wat is my bron van dit wat ek glo? Waar het ek dit gehoor? En hoekom glo ek dit wat ek gehoor het, as dit nie hier kom? Want jy sien, alles wat ek glo, het ek iewers gehoor. Dit kom iewers van iewers af. Dit maak saak wat my bron is. Dit maak saak van waar ek dit hoor. En dit wat ek glo. Hoekom sê ek so? Weerens, ek wil glo, meeste van my bronne is hierso, reg voor. En as ek teruggaan tot die begin toe van Adam en Eva, en ons almal ken die verhaal, en ons weet dat hulle die verbode vrugte geëet het, en toe God kom, kruip hulle weg. En hy sê, waar is julle? Hulle kruip weg nie tussen die bosse. Hy sê, waarom kruip julle weg? En hulle antwoord, hulle sê, ons het die stem gehoor, en omdat ons naak is, kruip ons nou weg. En hy antwoord en hy sê vir hulle, ons het daagliks ontmoet, en julle het nooit geweet dat julle naak is nie. Waar is die bron van dit wat julle nou hoor, en wat julle nou glo?
wie is die bron? Of wat is die bron? En hulle word stil en hy sê, julle geëet van daai vrug. Ja, wat is die bron? Wie het vir julle gesê daarvan? Jy sien, wat ons luister en wat ons glo, wat ons gaan beproef en toets. Jy sien, wat, hoeveel keer is dit nie wat ons ook die storie hoor van jong mense met dwelms nie. Want iemand het vir hulle gesê, ag, ek sal niks doen nie. Probeer net 'n bietjie, jy weet. En dan weet ons hoeveel mense se lewens is op die afdraande. Ons weet ook hoe mense mekaar beïnvloed weet met alkohol. Ag, vat net hierdie een ou doppie man. En sou jou 'n bietjie laat relax en dan sien jy nie so gestres wees nie. En hoeveel mense is dit afgrond af? As gevolg van daai eerste ou doppie, of daai eerste ou pilletjie, of daai eerste ding. Jy sien, wie glo jy? Ek het nie die goeders nodig as ek God in my lewe het nie. Waar is julle? Hoekom kruip julle vir my weg? Want dit het julle nog nooit van tevore geplan nie. Sien, wie is dit wat die berig vir jou gee, wat ek glo? Waar kom dit vandaan? Dit maak vir my saak wat jou bron is. As jou bron God is, en jy het by God gehoor, dankie Here. As jou bron die woord van God is, en jy sit jou geloof hier, dankie Here, dis die waarheid. Want jy sien, alles wat hierin is ten goeie vir ons. Hy sê ons daar in Jeremia 29:11, né? I know the plans I have for you. In Afrikaans sê, ek weet watter gedagtes ek aangaande julle koester, sê die Here. Gedagtes van vrede en nie van onheil nie. Om vir julle, julle een hoopvolle toekoms te gee. Een hoopvolle toekoms. Nie wat ek oor hoef te stres en alles nie, maar hy gee vir my een hoopvolle toekoms. En as jy dit vir my doen, dan wil hy dit ook vir elkeen van ons hierso doen. Hoekom moet ek my dan bekommer? Want die Here sorg dan vir my. Hy sê, ek weet wat gedagtes ek gaan die hele koester. Oorwinning gebeur as ons bereid is om God se woord te glo en dit toe te pas in ons lewe. Maar ja, daar is ons mos al hierdie slim ouens wat in die wêreld is wat ander gedagtes het. En die duiwel kom ook intussen en hy wil ons ook ons gedagtes beïnvloed en hy wil, hoekom gloei dit? Dis oudtyds. Ag, dit kom uit daai oortyd uit, maar nee, die nuwe gedagtes is die goeders. Jy moet dit doen. En jy weet wat gebeur, as ek luister na hierdie gedagtes, dan begin vrees posvat in my. En ek begin bang word vir dinge wat ek sien, dinge wat gebeur in die land, dinge wat rondom ons gebeur. Maar wat sê die woord daarvan? En ek sien dan in 2 Timoteus 1:7, hy sê, want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag, liefde en selfbeheersing. So vreesagtigheid is nie van die Here nie, as ek hierdie skrif reg het. Maar jy sien, as my bron nie die Here is nie, dan begin ek vrees vir die dinge wat hierdie bron aan my bekend maak. En hy probeer my bang maak, want hy wil my lewe verander. Hy wil ek begin twyfel. En weer eens toe ek die skrifie neerskryf, kom die gedagte met my op en miskien van die ouer mense sal onthou, daar in die laat 50er jare, was daar 'n prediker met die naam van David Wilkerson, daar in Amerika, en hy het 'n boek geskryf, hy het 'n boek geskryf daaroor, en het 'n movie gemaak van dit was genaamd The Cross and the Switchblade. En ek weet nie wie van julle dit ken nie, en maar vir die wat dit nie ken nie, wil ek miskien net so 'n bietjie deel. David Wilkerson is 'n prediker in 'n plattelandse dorpie in Amerika. En hy kry die woord van die Here wat hom sê hy moet New York toe gaan. En tussen die bendelede daar in New York gaan werk. Want David Wilkerson was nog nooit in sy lewe in New York nie. Maar hy het 'n woord van God. En ek weet as ek nou weer eens wil sê, as ek na die wêreld luister, sal ek hom sê, jy is stupid man, wat gaan jy daar maak? Jy weet nie waarvoor jy jou inlaat. Maar jy sien, David Wilkerson sê ek het 'n woord van die Here, en hy sê ek moet gaan. Ek weet nie wat ek gaan doen nie, ek weet nie hoe ek dit gaan doen nie, ek weet nie wat ek gaan doen nie, maar ek gaan, want die Here het so gesê.
En hy kom daar in New York aan. En soos wat hy op die plek waar hy aankom, is daar koerantplakate, jy weet, daai jare was dit mos nou uitgestal, en sê dat daar soos 'n verhoor van bendelede in die hof wat gaan plaasvind. En hy dog, hier is 'n kans. En hy het sy Bybel en hy is daar by die hof en toe hy so inloop. Want nou, jy weet, hierdie mense werk met bendes, so alles is verdag vir hulle. En toe David inloop met sy Bybel in sy hand, toe het die polisie hom en hulle druk hom vas en soek hom deur. Wat jy maak? Hy sê, nee, kom help met die bendes. En hulle sê van, wat is daar in jou hand? Hy sê, is my Bybel. En die journaliste wat daar om is, sê van, jou Bybel, wat jy maak met jou Bybel? Hy sê, ja, dis my wapen, jy weet. En hulle sê, was jy skaam vir die ding? Hy sê, nee, ek is nie skaam. Hy sê, nou wys ons, en hy tel hom so op. En ek onthou in die fliek, weet, die flashes gaan, en hulle neem hom af, en op elke koerant se voorblad, die volgende dag, is David Wilkerson met hierdie Bybel. En kyk nou hierdie jong pastoortjie, hy dink hy kan die bendes kom verander met 'n Bybel, né? En weet op die plakate wat die koerante adverteer, daar is David Wilkerson se gesig. Hy kom uit die hof uit en het nergens om heen te gaan nie. So hy slaap in sy kar. En hy word wakker met die kar wat so ronddruk. En toe hy die lappe wat hy voor die venster sit het wegvat, toe is hulle besig om sy kar te stop. Die straatkinders. En hy maak die deur oop, en toe die deur oop maak, is hy Westdienstkeel. Maar weet jy wat gebeur? Die een met die Westdienstkeel het, sê, hey, wag 'n bietjie. Hierdie is die prediker, wat kom om die bendes te help. Los hom uit, sit terug sy wiele. Maar, sit weer terug die goed. Jy weet wat, die journaliste het gedink hulle spot met hom. Maar God gebruik daai foto's om vir my pad te maak. En hierso, ewe skielik is hy bekend in 'n plek waar hy nog nooit was. En hulle sê vir hom, wat gaan hy doen? Hy sê, nee, hy soek die bendes. En hulle sê, maar die groot bendes is die bishops en die melmeus. En hulle vat hom daar na die bishops toe, en hy ontmoet hulle in die melmeus. En daar is ook so 'n klein kerkie, wat in so 'n klein gebou is, en hulle vat hom so toe. En hulle sê, maar hulle het ook die koerant gesien. En hulle sê, maar jy kan nie in die kar bly nie. Jy moet hier by ons kom bly. Laat hy bly plek. En dit laat my dink aan die Bybel wat sê, God said it, I believe it, that's it. En David Wilkerson, nou is die verskillik het hy mense wat hy ken, as 'n kerk, mense wat van omgee, wat van kos gee, blyplek gee. En hy wil begin 'n verskil maak. En hy, soos ek sê, hy die melmeus ontmoet, maar hulle is nie baie ontvanklik nie, want hulle is nie Christene nie. Maar die onderleier van die melmeus se naam is Nicky Cruz. En die leier se naam is Israel. Vir een of ander rede. Maar elke keer as hy vir Nicky Cruz kom en sê vir hom, God loves you. En hierdie ouetjie word van sy kop afgedryf. En hy sê op een stadium in die fliek sê, why is he picking on me? En een van die bendelede sê vir hom, want as hy jou kan verander, dan kan hy enigiemand verander. En hulle het 'n straatgeveg, die bishops en die melmeus. En hulle beklei oor territory. En hulle sê, as die polisie kom, dan span ons saam, ons beklei die polisie. En hulle het ook die geveg, en die polisie kom, nou hardloop hulle al weg. En nou gaan die leierskap, gaan die gangetjies af, en dan trek hulle weer hulle skoonklere aan. En op daai stadium, toe staan David Wilkerson op die hoek van die straat, en hy preek. En al twee die Nicky Cruz en die leier van die bishops kom toe, hulle staan nou, en nou, die polisie soek nou die culprits. Nou staan hulle en kan ons dan luister vir die preek. En Nicky Cruz sien hulle. En hy sê toe vir hulle, julle is nou die groot manne van die bendes. Sal jy nou nie omgee om hierdie skinny preacher, soos hy homself noem, sal hom tik omskit nie. En die ou van die bishops, die swart ou, die kom vorentoe en hy gaan skit sy hand, maar Nicky Cruz staan daar so. En David loop toe na hom toe. En hy sê vir hom, Nicky, Jesus loves you, and I love you.
En hy trek 'n mes uit. En hy sê vir hom, "Preacher, I'll cut you into 1,000 pieces." En sy antwoord is, "And each one of those 1,000 pieces will love you." Wat wil ek sê? Vrees of liefde verdryf die vrees. En sy goddelike liefde om hy, kyk wat sy verskil maak. Dis 'n ou wat nie gewoond is in hierdie tipe lewe in. En to cut a long story short, vir die wat nie weet nie, altyd daai bendes het tot bekering gekom, aan die einde. Nicky Cruz het 'n pastoor geword, en hulle het saam 10 challenge begin, wat onder die Heer gewerk het, en later aan wêreldwyd uitgebrei het. Vir een ou wat luister, en nie toelaat, dat vrees hom wegvat, en dit wat God wil hê moet doen. Jy sien, as hy geluister het na al die dreigemente en al die goeders, so hy nooit daar gekom. Dan hoeveel mense het 10 challenge nie geraak oor die eeue nie, of ja, miskien nie eeue nie, maar oor die dekades nie. Ons moet net waaksaam wees. Jy sien, baie keer gebeur dit so, en weer eens dink ek aan Elia, daar in 1 Konings 18, toe hy die Baalprofete en Jezebel, die koning Ahab, aanvat. En hy vat 300 van die Baalprofete aan, en die koning se magte onverskrokke. En hy sê, hy verklaar, mos daar onthou hy, vir 3 jaar, of dit sal nie weer reën, voordat ek nie gesê het, dit sal nie. En hulle dink seker, jy is gek, man. Maar die weet, die verskil is, hy vertrou op God, en hy handel volgens God se woord. En ons weet almal, in hindsight, vir 3 jaar lang, geen reën. En as droogte, en as hongersnood. Maar deur dit alles, dra God op. Hy gebruik 'n weduwee, om vir hom te sorg. En die einde van die 3 jaar, toe hy sê, wel, hier kom die reën. Toe hy al die Baalprofete om die lewe laat bring, toe stuur Jezebel vir hom 'n boodskap. En sê, vir jou sal ek laat doodmaak. En wat gebeur? Hy hardloop weg. Hy luister na die berig van 'n vrou. Hy hardloop weg, hy word bang. Vrees verdryf die liefde. Hy gaan kruip weg onder 'n besembos. En hy bid, en sê, Here, kan ek maar liewer net doodgaan. Hy vergeet, dat sy bron van die afgelope 3 jaar, is nog steeds dieselfde. En ek lees daar, in vers 10 van 1 Konings 18, hy sê, en toe antwoord hy, ek het my hele hart en siel gewy aan die saak. Here almagtige God, die Israeliete het die verbond met u verbreek, en het die altare afgebreek en die profete doodgemaak. En net ek alleen het agtergebly. En hulle soek my ook om my om die lewe te bring. Jy sien, hy weet nie alles nie. En as ons daai stukkie verder lees, dan sien ons aan die einde, daar was nog 7000 ander profete, wat daar in die land versteek was. Maar hy dink hy is die enigste een wat oor is. Hy is die enigste een. En die Here sê vir hom, wat maak jy hier? Toe hy daar in die grot opeindig, hy sê, wat maak jy hier? Want hy kruip weg. En as hy wegkruip, dan vertrou jy mos nie op die Here. Hy sê, wat maak jy hierso? Kom uit, dat ek bietjie met jou kan gesels. Maar kyk net wat gebeur in daai stukkie. Hy sê, toe hy uitgaan, toe kom maar 'n sterk wind op. Toe hy wil uitgaan. Kom maar 'n sterk wind op. En die Bybel sê, maar God was nie in hierdie wind. Met ander woorde, die vyand wil keer, dat hy met God kom gesels. En wat gebeur daarna? Dan kom 'n aardbewing. En die Bybel sê, maar God was ook nie in hierdie aardbewing. En na die aardbewing was daar 'n vuur. Maar God was ook nie in hierdie vuur nie. So die duiwel probeer sy bes om hom weg te hou. Maar toe die stilte daar is, en hy kom uit, en die Here sê vir hom, wat maak jy hier? Hoekom is jy hier binne? Vertrou jy nie op my nie? En hy kom en hy vertel weer die storie van hoe die Israeliete afgedwaal het, en ons weet dit. Hoe nu homself jammer kry.
Maar wat ek wil onderstreep is die feit dat sy bron van inligting was verkeerd. Die bron wat hy na geluister het, wat hy geglo het, was nie God se stem nie. Was nie God se woord. En die uiteinde daarvan is dat hy gaan kruip weg. Hy moet homself skuilings soek. Nadat God met hom gepraat het, revive hy homself en die Here stuur hom. Hy sê daar is 2 nuwe konings wat jy moet gaan salf. En jy moet daar ander profete gaan oplei. En hy gaan maak weer eens 'n verskil. Maar die antwoord is, luister na God se stem. Luister na God se opdrag. Gaan luister wie wat sê. En jy weet daar in die Hebreëse taal is daar 'n woordjie shamar, wat beteken luister met onderskeiding. En dit is weer eens maar vir my seker, luister met onderskeiding. Luister wie jou bron is. Vergelyk dit met dit wat God sê. Vergelyk dit wat ons hoor in die wêreld en na wie ek gaan luister. Shamar, gaan luister met onderskeiding na die boodskappe wat uitgeblaker word. Want jy sien, ons word so, wil ek amper sê, ek dink amper aan daai sportbijeenkomste daar by die stadion. Alles wat daar om is, kan niks hoor of sien of niks, al wat hulle hoor is net hierdie gedoef, nee. Dis hoe die wêreld ons wil beïnvloed. Sê, ons verdoof al die ander goed uit. En ons laat hulle net hoor dit wat ons wil hê hulle moet hoor. Maar God se woord sê, moenie agterstaan daarop, want ek is nie daar nie. Soos wat die rotsstorting en die wind en die vuur vir Elia probeer weghou het. So sê hy, moenie, ek is nie daar nie. Ek is daar en ek gesels met jou en jy sal weet. Die oortuiging sal kom as dit ek is wat met jou is. Jy sien, elkeen van ons het 'n ding waarmee ons sukkel as ons wegbeweeg van God se woord. En ek praat miskien nou te veel aanhalings, maar wat ek wil uitbeeld hierso is dat dit wat ons glo maak 'n verskil in ons lewe. En ek wil ook Rigter 6 aanhaal. En ons ken almal Rigter 6, Gideon se verhaal. En ons sien dat Gideon wegkruip ook daar in 'n grot. Want die vyand is besig om Israel oor te vat. En elke keer as daar iets gebeur, dan kom die vyand en hulle plunder dit. So Gideon is daar in 'n grot en hy probeer daar die parskep 'n bietjie lewe maak. En dan Rigter 6 vers 12 sê dit, en die engel van die Here het hom verskyn en vir hom gesê, die Here is met jou, dapper held. Dis nie die Gideon wat wegkruip nie, nee. Dis nie wat hy vir homself doen. Hy sê, toe vra Gideon hom, ag my Heer, as die Here met ons was, waarom het al hierdie dinge ons dan oorgekom? En ek weet nie, as ek nou die vraag moet vra hier van die sitplek af, wat gaan die antwoord wees? Hoekom het al hierdie dinge ons oorgekom? En die antwoord is daar, as ons bietjie verder lees, dan sien ons dat hierdie selfe volk wat hier uitkom, het afgodsbeelde en hulle doen afgodsoffers en so. Dan wonder ons, hoekom sorg die Here nie vir ons? Hoekom is die plek in so 'n toestand soos wat dit nou is? Want jy sien, ons het God verloor. En hy vra, hy sê, het die Here ons nie uit Egipte laat optrek nie deur te sê, het die Here ons nie, maar nou het die Here ons verwerp en ons oorgegee in die hand van die Midianiete. Maar die Here het hulle nie verwerp nie, hulle het die Here verwerp. Toe draai die Here na hom toe en sê, gaan in hierdie krag van jou en verlos Israel uit die hand van die Midianiete. Is dit nie ek wat jou gestuur het? Sien, hierso is die bron. Is ek wat jou stuur, is ek wat jou vra, gaan. Dan is daar 'n verskil. En maar luister wat dink hy van homself. In vers 15, hy sê, maar hy vra hom, ag Here, waarmee sou ek Israel verlos? Kyk, my geslag is die swakste in Manasse, en ek self die geringste in my familie. Ek het groot geword met hierdie denke, ek beteken eintlik niks nie. Ek is niks werd. Maar jy sien, wat dink God van hom? En die Here sê, is met jou dapper held. Dis wat God van hom dink.
Maar wat hy van homself dink, is ek is niks werd. Soos 'n Gideon van ouds dink ek met ons ook die woord toets. En die Here sê vir hom daar in vers 16, hy sê, moenie jou bekommer nie, ek is met jou. En hy sê, Here, ek gaan hierdie vliesie uitgooi. En Here, as net die vliesie nat is, dan weet ek is van U. Die grond moet droog is. Die volgende oggend toe hy opstaan, is die vliesie nat. En hy sê, Here, ek wil net seker maak, kan ek dit omdraai? Môre as ek opstaan, gaan die vlies droog wees in die grond nat. En dit gebeur so. En ek wonder by myself, wat beteken dit? En ek dink, weet wat by my opkom is dat die wol vliesie, spreek van die lam. En aanvanklik is want die dou, daar praat ek ook van die uitstorting van die Heilige Gees, is op die lam. En die volgende een is die dou op die grond, en ons is van die grond gemaak. En ek wonder toe maar net by myself, is dit nie eers Jesus wat kom, en dan aan ons die taak gee, oor te vat, dat ons ook 'n verskil kan maak, om hierdie blye boodskap te gaan verkondig, om 'n verskil te gaan maak. En jy sien, Gideon, toe hy hierdie waarheid ontdek, gebeur daar 'n wonderwerk. En hulle roep die troepe op, en die Here sê vir hom, te veel mense. Want as julle dit gaan doen nou, met al hierdie troepe, dan gaan julle die eer kry, nie ek. En hy sê, Here, wat moet ek doen? En hy sê, vra vir die wat bang is, huis toe dan. En ons leer die verhaal, ja, baie van hulle gaan huis toe. En hy sê, gaan laat hulle water drink. En diegene wat so drink, en diegene wat so drink, en die wat gaan oplek, en die wat met hulle hand drink, skei hulle. En ons ken ook die verhaal, dat op die ou end bly daar 300 man oor, en hulle wil leermagte aanvat van oor die 10.000. Maar jy sien, Gideon het toe die waarheid ontdek. Hy het gesien wat gebeur in sy aanloop hier van die grot af. Eerstens om die altare te verwoes, om die manskappe te doen. En hy gaan, en hy en sy helper gaan, en hulle bekyk die Midianiete, en hy hoor hoe die Midianiete vir mekaar praat, en hulle sê, God het Gideon geroep, hy gaan ons verslaan. Dis nou in die vyand se kamp. En hy kom terug en hy sê, manne, die Here het hulle in ons hand gegee. Kom ons gaan. En ons ken die verhaal, almal weg, met 300 man. En hulle het nie eens beklei nie, want die Here het die geveg namens hulle beklei. Gideon met 300 manskappe, verwoes die vyand se leer. En hy verlos Israel. Gaan ons terug na my vraag, wat glo u vandag? Glo ons nog die woord? Glo ons nog dat daar waarde is om hierdie woord toe te pas in ons lewens? En onthou in Hebreërs 11, né? Om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Dis immers vanweë hulle geloof dat daaroor die mense van die ou tyd met soveel lof getuig is. Omdat ons glo, weet ons dat die wêreld deur die woord van God geskep is. Die sigbare dinge het dus nie ontstaan van iets wat ons kan sien nie. God het dit gespreek en gebeur. Kom ons kyk 'n bietjie wat in die wêreld wat gebeur het. En is alles om ons vrees aan ja en bang te maak. Om ons denke te bevraagteken. Om 'n verskil te maak. Maar die belofte van God sê, moenie bekommer. I know the plans I have for you. En ek begin afskaal in Psalm 91, en daar's 'n paar psalms wat ek gedink het ek moet aanhaal. Psalm 33, Psalm 34, beloftes van God is enorm. Maar Psalm 91, aan vers 5, hy sê, jy hoef nie te vrees vir die skrik van die nag, of vir die pyl wat bedags vlieg nie, vir die pes in die donker wandel, en vir die siekte wat die middag verwoes nie. Al val daar 1000 in jou sy, en 10.000 in jou regterhand, dit sal jou nie aankom. Is dit nie ek nie? Wat gebeur in ons land? Ons kyk na die nuus, en ons lees die koerante, en ons sien hoe al die dinge verkeerd loop. Maar na buite,
Dankie Here, ek sit hier vanoggend. Want Here, U is my toevlug. Die Allerhoogste, Jy het my jou beskutting gemaak. Geen onheil sal jou tref, en geen plaag naby jou tent kom. Dankie Here. Al hierdie goed gebeur hier om ons, maar na my tentwoning toe kan dit nie kom. Hoekom? Hy sê daar in vers 11, Psalm 91 vers 11, want hy sal sy engele aangaande jou bevel gee, om jou te bewaar op al jou weë. Ek reis elke dag maar toe en terug, elke dag. Jy hoor van ongelukke, jy hoor van dinge, maar ek sien dit nie. Is dit oor ek spesiaal is? Nee, ek glo in God, en ek glo in sy beskerming by my, en ek glo dat hy my vat. Dit maak nie saak waar jy nie. As hy my vat, dan sal daar niks met my gebeur. Here, help ons vanoggend om vas te staan op die beloftes. Here, help ons vanoggend om die woord te glo. Here, dat ons nie ons aandag sal laat aftrek deur dit wat die wêreld wil uitstuur en beeld sien. Here, help ons om die dinge wat ons pad langs te kom te gaan meet in die skrif. Want jy sien, die beloftes is daar. En ek wil afsluit met 2 versies. Jesaja 41. Moenie bang wees nie, want ek is met jou. Moenie vrees nie, want ek is jou God. Ek versterk jou, ook help ek jou, ook ondersteun ek jou met my seëvierende regterhand. Die ou vertaling sê met my reddende regterhand. En dan laastens, in Johannes 5, sê, want enigeen wat 'n kind van God is, kan die sondige wêreld oorwin. En die oorwinning kan ons nog oor die wêreld, en die oorwinning wat ons oor die wêreld behaal het, is deur ons geloof. Nie anders as die wat die wêreld oorwin het, as hy wat glo dat Jesus die seun van God is. Die beloftes is daar, my broer en suster. Die vraag is net, wat maak ons dan? Glo ons dit, of glo ons die berigte wat uitgebaseer word deur die wêreld? Kom ons sluit ons woorde. Ons sluit ons oë en ons bly ons woord. Onse Hemelse Vader, Here, baie dankie dat ons vanmôre kan staan op die woord. Dankie Here dat ons kan weet, Here, U is met ons, dat U ons nooit begewe en nooit verlaat. Dankie Here vir elke goeie gawe wat ons so onmiddellik uit U hand ontvang. Dankie Here vir die beskerming. Dankie Here vir die voorsiening. Dankie Here dat U ons behoed en bewaar en beskerm. Wees met ons Here terwyl ons nou uit mekaar uitgaan. Help ons Here om hierdie geloof wat ons het te bely en om 'n verskil te gaan maak daar buite. In Jesus naam. Amen. Baie dankie.